geleentheid is hierdie oggend. Ek dink ons besef dit al meer omdat ons is almal besig om ouer te word. En dat daar soveel dinge is wat meer belangrik is as die heilige. Ons kan so maklik ontstel oor die goed wat rondom ons gebeur. Ons sien van oorlog, ons lees van oorlog, en ons eie persoonlike lewens is daar verliese. Was drama, daar was die afstel van verstoning wat vir ons na die hart was, en alles in hierdie is 'n geleentheid om te sê, maar waaroor glo ons? Ons glo in 'n ewige lewe. Ons glo in 'n opgestaane Here. Maar waarom nooit vergeet nie, dat hierdie deel van ons lewe, ons vanoggend nie gaan geniet, die is eintlik die swangerskaptyd van ons as kinders van God se lewe. Ons word eintlik eers gebore die dag as ons sterf. Die koring oorlopie wat in die grond val, en dan eers begin groei. En ons moet altyd so daaroor. Ons gaan vooraf net so net mooi sing om die Here se teenwoordigheid aan te roep en te vra dat hy by ons sal wees, en jy welkom oral waar jy die woorde sien saam met ons te sing. Oh
baie kos en drink goed is die. In ons familie was dit beslis so, as ons besluit het, ons kuier Sondag, dan was die eerste vraag, wat eet ons? Die vrouens eet. En dis so met Kersfees, dis so met Vadersdag, met jou verjaarsdag, troues, begrafnisse, noem maar op. Ons kuier met kos. Ons vier fees met kos. Ons troos mekaar met kos. Ons bederf mekaar met kos en sê dankie met kos. Nou is altyd natuurlijk iets die eet by 'n vergadering, 'n werksfunksie, gemeentebijeenkomste, selfs as ons beteken natuurlijk hier saam met julle doen na die tyd. Maar vir elke gemeente is daar kos en 'n gekuier rondom die tafel. Rondom dieselfde tafel is daar al baie geëet. En saam met die kos is daar rondom daai tafel al baie gepraat. Diep gesprekke. En belangrike gesprekke. As besluite geneem en daar's raad gegee. Langs dieselfde tafel is daar baie gelag en algeheim. As vriendskappe gesmeer en gebou langs daai tafel. Ek wil glo dat dit ook waarskynlik Jesus se uitnodiging aan sy disippels was die aand in die laaste avond. Ek dink hy het gesê, kom sit aan.
toe om alle honger mense na sy tafel te neem. Hierdie gelykenis roep sondaars tot redding op. Jesus is so gretig om sondaars met sy liefde, sy woord en vergifnis te voed, dat hulle byna wil dwing om aan te sien. Christus vertel in hierdie gelykenis dat toe die gaste vir die maaltyd moet begin opdaag, almal verskoning gehad het. Ten spyte van die uitnodigings en die moeisame voorbereiding, het niemand opgedaag. Dit was slegte nuus vir die gasheer. Geen wonder dat hy kwaad geword het en daarna al die vreemdelinge van die omgewing na die ete laat nooi het. Hy sê vir hulle, gaan uit die strate in en gangetjies van die stad en bring die armes en vermintes en krepeles en blindes hierin. En hulle het gekom. Sonder baie oor. En daarvoor moet jy 'n deur oopmaak, die deur van jou hart. In Openbaring 3:20 staan daar, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Wie die deur van sy hart vir Jesus sluit, kan nie by die deur van die ewige maaltyd met Christus ingaan. En dit gebeur met baie mense, selfs met godsdienstige mense, wat glo dat vormgodsdienst genoegsaam is vir hulle rede. Een van hulle sê Jesus in Matteus 25:12, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
Jesus se uitnodiging aan jou is eenvoudig. Kom. Kom is een van die wonderlikste woorde in die Bybel vir my. Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Sy uitnodiging staan steeds vas. Hy trek dit nie terug nie. Lukas 14 vers 17 lees ons, kom, want alles is nou gered, sê Jesus. Ons gaan hierna maar saam met mense deurbring wat ons glad nie ken nie. Dit gaan baie anders wees as Kersfees, nie 'n tradisionele gesinsmaaltyd nie, maar 'n bruilofsmaaltyd. 'n Bruilofsmaaltyd van verlostes saam met Christus in die nuwe Jerusalem. In Openbaring 19 vers 9 lees ons, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam.
God het deur sy seun gestuur om vir ons sonde te sterf, alreeds alles gedoen wat vir ons redding nodig is. Jesus se vernedering, sy lyding, sy dood en opstanding, alles beklemtoon die uitnodiging. Kom, want alles is nou gereed. Die uitnodiging is ernstig. Kom nou, moet die uitstel nie. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 6 vers 2. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehaag. Kyk, nou is die dag van heil. So, God se genade is groot. Dit sluit selfs mense in wat niemand anders innooi nie. Jesus sê vir hulle wat vol oordeel is oor hierdie mense, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Hou in gedagte dat Matteus 'n tollenaar was. So ook Saggeus. Rachel en Maria Magdalena was eers prostituie. En wat sê God? God sê kom leef in my genade. Net voor sy kruisiging. En ons lees in Lukas 22 vers 15 dat Jesus daarna uitgesien het om hierdie maaltyd saam met die disippels te eet. Eet en sameskyn is 'n belangrike tema dwars deur die Bybel. Daar's so 'n mooi uitdrukking deesdae wat mense gebruik as jy vir hulle vra hoe ken julle mekaar, dan sê hulle
ons breek saam brood. Wat beteken dit? Dit beteken baie meer as om net 'n maaltyd saam met iemand te nuttig. Dit beteken dat jy jou kos en jouself met iemand deel. Dit beteken daar is 'n kameraadskap tussen julle, 'n spesiale band, 'n emosionele en geestelike band. Ek glo dis hier by julle ook, dit moet so wees. Al sou julle gaan saam eet in 'n eetkamer, om te voel maar ons is een liggaam. Ek dink hierdie broodbreek term het ontstaan toe Jesus saam met sy disippels aan tafel was en hy die brood gebreek en gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Of dalk toe Jesus die 2 visse en 5 brode gebreek het en uitgedeel het aan 'n hongermenigte in Johannes 6 vers 11. Die breek van die brood sê vir my dat Jesus homself gegee het. Die brood wat lewe gee, is gebreek, is verniet uitgedeel. Is onbeperk vir my gevolg, sodat ek en jy ook vandag daarvan kan eet. Die vraag is daar genoeg sodat jy ook vandag 'n stukkie brood saam met iemand anders kan breek? Wat is die trant van die gesprekke aan tafel die aand voor Jesus se kruisiging? Ek het myself al baie dit afgevra. Johannes vertel dat Jesus voor die maaltyd daar in die boefretrek eers sy disippels se voete gewas het, een vir een. Nederig, diensbaar doen hy dit. Daarmee wys Jesus vir sy disippels iets baie besonders. Dis 'n simbool van die soort liefde wat hy vir hulle het. Maar is tegelijkertijd ook 'n voorbeeld van die deernis wat hulle vir mekaar moes hê.
wonder of ons mekaar se voete soms sal was. Maar toe praat hy met hulle oor die liefde vir mekaar en gee dit as nuwe gebod wat hulle lewens moes kenmerk. En daar rondom die tafel bind hy hulle in liefde aan mekaar. Maar Jesus was ook ontstel, want hy het geweet van Judas wat hom sou verraai en dat die ander hom sou verloon. Dit was gelade oomblikke. Daai naweek sou daar nog geweldige dinge gebeur. En toe daar rondom die tafel waar hulle saam was, die tafel waar hulle aangelê het, let wel nie aangesit het nie, neem Jesus die brood, sê dankie daarvoor, breek dit en gee dit vir hulle, met die woorde, neem eet, dink daaraan, en glo dat my liggaam net so gebreek word as versoening vir al julle sonde. En na die ete het hy die beker geneem, daarvoor gedank en dit vir hulle aangegee, neem, drink almal daarvan. Dink daaraan en glo dat my bloed net so vloei tot vergewing van al julle sondes. Vir elkeen van sy disippels het dit aangegee. Vir hulle almal saam, al het hy geweet van hulle verraad en verloning wat kom. En dan sê Jesus, en dis nie net vir julle bedoel nie, maar vir al die geslagte van gelowiges wat sal kom. Doen dit tot my gedagtenis, totdat ek weer kom. Wanneer julle dit gebruik, sal dit julle help onthou wat die naweek alles gebeur. My verlossingsdaad aan die kruis en my oorwinning oor die graf, herinnering aan my liefde. Rondom die tafel ontvang die disippels die brood en wyn uit sy hand. Daar ontvang hulle vergifnis. Daar beleef hulle gemeenskap met die Here self. Daar word hulle so deel van sy liggaam en sy bloed, asof dit hulle self is wat aan die kruis sou sterf. En weer sal opstaan uit die dood as begenadigde sondaars. En daar word hulle aan mekaar gebind as liefdesgemeenskap. Ja, daar word die kerk gebore. Dra die straf en dink aan ons.
Die gelykenis in Lukas 14 handel oor die kosbare uitnodiging om na hierdie etenstafel van redding te kom. Maar kyk gerus 'n bietjie wat alles op die tafel is. Nie gewone kos nie. Skottels vol vergifnis, skinkborde vol genade, bakke vol vreugde en borde vol liefde. Wat 'n ete en wat 'n vreugde om Jesus as verlosser te kan ken. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord, reddende Here, lewende woord. Ek hoop as jy jouself tans op 'n moeilike pad bevind waar jy hartseer is, verlore voel, gebroke is, en sal ervaar dat Jesus langs jou kom loop, soos met die Emmausgangers, dat sy woorde en sy troos jou hart warm sal laat word, en dat jou binnekant tot bedaring sal kom as hy weer brood breek met jou. Ek hoop dit sal op daai oomblik wees dat jy in die brood by die tafel weer vir Jesus sal vind. Dat jy in die brood sal raak sien, dat hy vir jou sorg en jou nie alleen sal los nie. Dat jy in die brood sal sien dat daar vergifnis en genade is, dat daar vrede en nuwe lewe is. Dat jy die brood sal neem en sal weet dat dit vir jou persoonlik gebreek is. Neem, eet. Ek wil sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelij, liefde vir verlore siele, van sy liefde ook vir my. Jesus liefde laat my ingaan na eiendom so groot, om te lei
Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral die liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. As 'n waarskuwing vir ons almal in 1 Korintiërs, en dis die waarskuwing wat sê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Waarom is daar baie swakkes en siekes onder julle? Sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Die lam is geoffer. Die brood is gebreek. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vertrouwd, voor die hart het my gedans en juich, maar na die kruis van Jesus, hoe sal ons van hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stilmaak? Wie sal my gedaag se slaap afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete aan die dans los wil breek. Want daar's 'n houtkruis, 'n houtkruis is vasgeslaan. Ja, daar's 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie. Deur die spykers, deur die bloed, daardie houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek kon myself nie red nie. Hoe sou ek God se oordeel vry kon spring? Maar ek staan nie onder die vet nie. Dit is oor genade wat ek sing. Want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing.
Jou broeder en suster, hierdie brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk dat sy liggaam gebreek is vir 'n volkome versoening van ons sondes. Want die Heer God almagtig want die Heer God almagtig Liefde is hierdie simbool van die beker wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die kosbare bloed van Christus wat vir ons gestort is.
besondere dag wil ons dankie sê. Kom ons doen dit in die woorde van Psalm 103. Loof die Here o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en moenie enigeen van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie. Hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie. En vergeld ons nie ooreenkomstig ons sondeskuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.